Nog lank is dit nie nou tyd vir die eindvlekkie om te blaas nie. Inteendeel, die dinge gaan nou eers begin. Maar ons moet nou eers 'n bietjie gesels oor al die sporthoogtepunte en gebeure van die afgelope naweek. En wie is hier in ons midde? Niemand anders dan die aas. Minister Arnold Geerts. Môre. Ek dink ek gaan jou op die pad vat saam met my. Ek en jy sal geld saam maak as ons 'n show of 2 moet doen. Lekker om jou te sien. Lekker besige naweek en dinge. So ek dink jy kan nie wag nie. Jy kan nie wag om vir ons te vertel nie. So Indië se wenlopie van 12 oorwinnings in 'n ry in T20 wêreldbekers is gestuit deur die span wie hulle een van gesteel het in die eindstryd van die laaste wêreldbeker. Dis nou maar net my opinie. Na 'n verrassende roep om eerste te kom vir Suid-Afrika van 20-3 herstel tot 187 toe om die perfekte verdediging met beide taktiek en uitvoering in beduidende houe geloods om 'n oorwinning van 76 lopies te verseker wat ook implikasies het vir die netto lopie tempo. Dit was ook Indië se tweede grootste T20 nederlaag en hier natuurlik kyk ons na die 3 paaltjies van Keshav Maharaj in die 15de beurt. David Miller en Dewald Brevis het die ommekeer begin om Jasprit Burma se 3 vir 15 te balanseer. Alhoewel ons paadjies in die doodsbeurt te verloor het, Tristan Stubbs 20 in die laaste beurt gemoker om Suid-Afrika iets te gee om mee te werk. Amper alles wat die groen en goud met die bal probeer het gewerk. Aiden Makram met die eerste beurt gebal en 'n Indiese openingscover vir 'n nulletjie gehad. Marco Jansen en Lungi Ngidi was onstuitbaar en Maharaj se 3 het die covers in een beurt laat stap. Die grootste vennootskap wat Makram se manne toegelaat het was net 35. Hoorie, so meer 'n bowler wedstryd gewees vir ons as wat die kolwers regtig hulle kant gebring het, sou jy sê? Nee, of was dit maar 'n goeie 50-50? Dit was werklik waar een van daai waar almal hulle deel gedoen het. Mooi. Almal van hulle. En ons het ongelukkig een vangskoot laat val. Nie 'n verskriklike moeilike een nie, maar moeilik genoeg. Maar oor die algemeen, dit was werklik waar 'n 50-50. Luister, ons was kniediep in die moeilikheid. 20-3. Dit was lelik. Ek moet sê, toe daai derde paadjie val terug, asseblief net nie weer nie. Maar toe David Miller instap, snaaks Pieter, dit was baie interessant. Die golfblad was dit was totaal anders aan Ahmedabad as wat die vorige 3 was. Dit was waar die bal deurgekom het, daar was goeie wip, daar was hoogte, jy kon met hom werk. Maar gister se baanblad het die bal so effens teruggesit. Dit was nie heeltemal nie, maar amper tennisbal tipe van hom. As hy hop, kom hy net nie so vinnig deur nie. En ons eerste 3 covers wat gegaan het hulle self misgis. Maar toe David Miller instap, toe die baanblad verander of iets. Ek is altyd so bang om dit te sê of vooruit te kom, maar ek dink wat die T20 nou aanbetref, is die Proteas lekker in vorm, hulle koppe is daar, so kom ons hou ons duime. Die een ding is, ons het die lood gewen en teen verwagting in besluit om te kolf. Ek dink gereeld, en Jacques Volle dit vir by ons bevestig 2 weke terug, die lood maak 'n groot verskil in 'n T20. En wat jy besluit om te doen, maar terselfdertyd, ek wonder as Indië die lood gewen het, of hulle ons nie sou gevra het om te kolf, as gevolg van hoe die baanblad gelyk het nie, dit was baie braaf. En Aiden was ongelooflik braaf in daai eerste beurt te vat, en toe staan 'n paadjie. So, die planne het perfek gewerk. Nie een van die bowlers het 2 beurte in 'n ry gebal in die eerste 6 beurte nie. Hulle het hulle almal gewissel en gewissel en gewissel. Weereens, dis nie die normale prosedure nie. Nou dink ek by myself, ek wonder of Rassie hulle gebel het, want dis nie normale prosedure nie. Nee, ek weet dit is nie so nie, maar dis 'n interessante gedagte. Hulle het heeltemal die gedagtegang omwentel en verander. En dis hoe jy voorkom. Nee, dis hoe jy voorkom. Maar soos jy sê, nou moet ons duime vashou. Rugby en 'n hanespan wat so effens verroes gelyk het, Italië gister afgebeer om 'n 33-8 bonuspunt 6 nasies oorwinning te beklink en in 2026 onoorwonde te bly. Vleuel Louis Beabarey, slot Emmanuel Miafu, loskakel Thomas Ramos en debutant vleuel Guy Dreyen en ook die senter Emile Gagneton het vir Frankryk gedruk. Die derde 3 het in die gang van die spel gekom en die vierde eers met 8 minute oor. Italië het deurgekom met 'n paar goeies van hulle eie, maar die Azzurri kon hom net nie deurkom nie. Louis Lynach het 'n geel kaart gehad en Capioso, dis nou Angay Capioso, weens 'n besering wat hulle verloor het dit Frankryk toe die taalbord met die 2-3 laat verkeerd lyk. Ander tellings van die naweek, en hierdie verskoon my Pieter, interessant, Wallis was voor teen Skotland tot in die 75ste minuut, maar op die einde kom Skotland deur 26-23 en op Twickenham, die ouens wat die 2027 wêreldbeker gaan wen, Engeland 21, Ierland 42. Ja, nee, daai was ook nogal 'n verrassing geweest. Ek dink nie daar was enige iemand wat die Engels ondersteun het wat gedink het dit gaan so lyk. Ja, nee, verseker. Ek dink almal sou gesê het, selfs al was jy Engels, het jy gedink, ja, miskien is die Ire net. Maar weer eens, hulle was totaal oorskadu. Baie goed gedoen. En dit was voor.
Dit was voor waar het verkeerd gegaan het vir die Engelse. Nee, dit was baie opwindend. Ek moet sê van die rugby na die cricket. Wat was daar nog? Ek meen daar het so baie gebeur. Daar was verskriklik baie. Ek het nie geweet wat om vanoggend Wat te gebruik lig jy nie. vir want ons uit? Ek het nie baie tyd nie, maar Casey Jarvis van Suid-Afrika het gister sy eerste DP Wêreldtoer titel gewen en sodoende 'n go-to wow sukses afgerond by die Magical Kenya Ope. Die Suid-Afrikaner wat die voortou na elk van die eerste 3 rondes gedeel het sy speelmaat Davis Bryant in 'n laaste ronde wat 2 keer deur stormtoestande in Nairobi onderbreek is geklop. Jarvis het 6 voetjies gehad in sy laaste ronde van 62 met 2 arende om met 3 houe te wen. Die 22 jaar het gesê dis wonderlik, ek het eintlik nog nooit vir my pa gewen nie. Ek wou so graag vir hom wen en om dit uiteindelik te doen wanneer hy hier is. Ek kan nie die emosies aan jou verduidelik nie. Ja. Jarvis was 3 voor die Amerikaner Bryant en van Colorado, terwyl nog 'n Suid-Afrikaner Henny Du Plessis derde was op 21 ondersyfer. 'n Goeie naweek vir die Suid-Afrikaners. En net so terloops, Aldrich Potgieter het in die Genesis vanoggend vroeg ons tyd het hy gesamentlik 50 geëindig en hy het net bietjie minder as 14 miljoen rand gewen vir sy ou 5de plekkie. Dis fantasties. Dis wonderlik. Ek is so bly want as 'n ou vat die opoffering wat 'n ouetjie soos hy nou al gemaak het, ook Aldrich En sy ouers. Ja. En ek meen hy's 'n seun, hy kom hier van Middelburg in Transvaal en Mpumalanga af. Ja. En dit is so amazing hoe dit goed gaan met hom en nou weer ook in Jarvis se geval. Het jy gesien daai emosie toe daai ouetjie nou val en hy weet hier gebeur dit nou, dan herinner dit my net ook ek wat op 'n sosiale manier nou maar my golf geniet en hoe ek stres partykeer. Dink jy daai ouens hoe konsentreer hulle vir soveel dae of ure nou en dan as hulle nou weet hier gebeur dit dan net daai relaxing moment en alle emosie wat presies dit. My pa, hy's nou trots saam met my die harde werk wat hulle ingesit het, die ure, die geld. Jy sal mense kry wat vir jou sê die ou konsentreer nie so hard nie, hy konsentreer net vir 62 sekondes want hy het nie 62 houe geslaan. As ek 'n 62 moet speel my vriend, dan gaan jy vir my vir 'n hele week nie sien nie want vir die eerste 9 vir my is dit nogal goed. ja. Al maar altyd baie lekker saam met jou, my vriend. Lekker man. Baie dankie en dit was nou ons sport tesame met die sports wat ons natuurlik week na week en dag na dag vir jou bring. Hier by Goeiemôre, good morning. Bly ingeskakel want net hierna gaan ons van die sport na 'n sport van 'n ander kleur. Dis nie jou geldsaak. Thys is hier en hy gaan ons 'n bietjie vertel waarvoor ons moet uitkyk veral ook in hierdie week na die einde van die maand se kant toe. Die belangrikste natuurlik jou geldsaake, maar dit so 'n bietjie alles net hierna by Goeiemôre, good morning. Annie, nou gaan ons bal my vriend. Cheers. Cheers.